Goed, ek wil jou gou vra, ek weet jy staan nou baie goed hierso, maar ons het hierdie banner hier gesit, want hierdie hele jaar, elke keer as ek nou verwys, dan voel ek soos 'n weerleser. Gaan ek vir julle die weer lees. Maar dit is ons jaartema, Marked by His Glory, Known by His Love. Ons het elke jaar 'n tema. Laas jaar het ons gepraat oor His Glory, is my story, en dis hoekom ons hierdie jaar dan nou aan gaan sê, but we are marked by His glory. God het so lief, dat hy sy heerlikheid met ons deel. Dis so naby aan ons gekom het. Ons het vanoggend lank uit die worship nou daaroor ook gepraat en gebid. Jesus bid op 'n stadium net voor hy gekruisig word, dan praat hy met die Vader en sê, Vader, dieselfde heerlikheid, die glory, die gewig van sy heerlikheid wat hy vir my gegee het, gee ek vir hulle. Nou daar's baie goed in die skrif waarmee ons sukkel om dit met hierdie masjienkie uit te sorteer. Hoe kan dit wees dat ek die heerlikheid van God dra? Maar dit is hoe lief God het. Dis so naby God aan ons gekom het met sy heerlikheid. So, His glory, our story, we are marked by His glory, maar ons word ook geken deur sy liefde. En dis waar ons in hierdie jaar gereeld oor gaan praat, ook vanoggend in ons volgende reeks. So ons gaan volgende bietjie verder praat oor die liefde, die ontdekking van die liefde. Ons het in die vorige reeks gesê, hoe lyk liefde? Ons kan nie 'n definisie hê van liefde volgens ons definisie nie. Ons het gesê, dis so wonderlik dat Paulus skryf in Efesiërs 2, ons sit saam met God in hemelse plekke. Nog ietsie wat die masjienkie sukkel om te verstaan. Maar dis die toegang wat ons het. En in hierdie hemelse gesprek, gaan die gesprek oor God se koninkryk op aarde, sy heerlikheid, sy heerskappy, en dan sê Johannes so mooi, onthou, hy kom ons in die hemel inkyk daar van die eiland af, en hy sien die troon van God, en dan sê hy, in die middel van die troon is die lam wat geslag is. So, God se heerskappy, God se liefde kan jy nie van mekaar skei nie. As jy praat oor God se heerlikheid, sy koninkryk, sy plan met die mens, is dit sy liefde. As jy praat oor sy liefde, praat jy oor sy heerlikheid, sy koninkryk, want dit is hoe dit kom, is deur liefde. Nou vir die volgende 3 weke, tot so net voor Paasnaweek, kan jy glo dis al Paasnaweek amper, gaan ons praat oor hierdie tema inwording. Nou die eerste keer, toe ons vir van die span ouens die image wys, toe sê hulle, nee, maar dit is verkeerd gespel. Want inwording moet 2 woorde wees, nee. Toe sê ons vir hulle, nee, ons het 'n groot ontdekking gemaak. Daar's vraggies, 'n selfstandige Afrikaanse naamwoord, wat ek wil nou nie volgens vir jou taalles gee nie, maar daar's 'n selfstandige naamwoord, inwording. So ons sal sê, die planne van die gebou is in wording, né? Is besig om te gebeur, is besig om die planne te teken en so. Maar ons sal ook sê, hoe gaan dit met die inwording van die, of ons sê dit nie, want ons gebruik dit nie meer nie, maar ons kan sê, hoe gaan dit met die inwording van die planne? En dis waar ons hierdie reeks wil praat, en ons wil hierdie reeks ook vir mekaar sê, hoe gaan dit met die inwording van God se liefde in ons? Die Nuwe Testament praat baie daaroor, dat ons sal volmaak, die volmaakte liefde van God, dat ons in dit sal groei. Nou, hou dit nou net gou daar, die inwording, maar hoor gou wat sê Jesus. Johannes 13, incredible boek in die Bybel, Jesus sit saam met sy disippels, hy eet saam met hulle, en dan is dit nou net op die vooraand van sy kruisiging, daar was hy hulle voete, daar gebeur 'n klomp goed in Johannes 13, en dan is dit asof Jesus daai spesiale oomblik gebruik. Jy weet, as jy nou weet, jy gaan sterf, jy gaan opstaan uit die dood, jy gaan opvaar hemel toe, jy gaan weggaan, dan, terwyl jy nou nog hier 'n persoon is, wat sal jy sê? Wat sal nou belangrik genoeg wees om in hierdie oomblikke te sê? En Jesus kies om hierdie te sê in hy hoofstuk. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, gee julle 'n nuwe opdrag. Dis 'n groot ding, 'n gebod, nê. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Onthou in die Ou Testament was dit gewees, jy moet die Here God lief hê, jou hele hart, hele siel, al jou krag, al jou verstand, en jou naaste soos jouself. Soos wat jy jouself lief het, moet jy daarom ook aan jou naaste dink. Jesus sê, hier is 'n nuwe gebod. Hy sê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Nou ons kan eintlik die preek hier stop en verdaag. En gaan sit en dink, ons sê altyd, gaan sit op 'n klip en dink. Op 'n klip gaan sit en dink, hoe sal dit lyk as ons mekaar gaan lief hê, net soos wat Jesus ons lief het, en wat sal die effek dan van dit wees? Nou,
kom ons gaan nou so heen en weer gaan. Kom ons dink gou aan Jesus se liefde. Ons gaan vanoggend saam nagmaal ook gebruik. Die nagmaal gaan oor God se liefde. Dink gou aan God se liefde. As ek vir jou gaan vra, beskryf gou vir my God se liefde, dan gaan 95% van ons sê, die kruis. Die kruis was God se liefde. God het die mens so lief, dat terwyl die mens as gevolg van sy eie keuses en rebellie en sonde, wat die mens geskei het met God, dat terwyl die mens in daai toestand is, staan God nie terug en sê, kry vir julle, ek het vir julle gesê, dis wat gaan gebeur nie. Nee, God het ons so lief, dat Filippense 2 sê, hy het sy hemelse plek verlaat, hy het geen roof geag nie, hy het geen skade geag, om daai hemelse heerlikheid kroon, die troon te verlaat en af te kom en mens te word, die pad van menswees te stap, 'n voorskoot aan te sit, te kom dien, te kom stoei, kom sukkel met mense. Jesus moes baie pad saam met mense gestap en dit het effort gevra ook van hom. Ek sê baie keer, liefde is nie altyd net mooi en great en so. Dis baie keer, jammer vir die expressions, baie keer bloed en guts en dis baie keer 'n moeilike pad, om saam met mense die pad van liefde te stap. En dis wat Jesus kom doen, en dis wat die kruis vir ons wys. Sy liefde is so groot, dat hy sê, as gevolg van sonde is julle van my geskei. Paulus beskryf het, hy sê, ons was vyande van God. Kom hy, en hy betaal die prys vir sonde, hy dra die straf vir sonde, maar hy doen meer as dit. En hierdie is vanoggend so belangrik, ek wil hê jy moet dit hoor. Baie keer hoor ons die evangelie net, die mens het gesondig, daar's 'n God wat kwaad is, en nou wil hy straf, hy wil nou uitsorteer. Dit is soveel meer as dit. Wat kom doen Jesus? Die vyand het 'n houvas op ons gehad. Onthou, Paulus skryf ook later, hy het ons nou 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy sê, God het gesê, die loon van die sonde is die dood. Wat is sonde? Ons het die doel gemis. God het ons gemaak vir 'n sekere doel, ons het iets anders gekies, ons het dood het ingekom, dis die effek van dit. En wat het Jesus gedoen? Hy het in dit ingetree, hy het gesê, die vyand het nou 'n houvas op julle, hy het 'n beskuldiging teenoor julle, dis hoekom Openbaring sê, dat hy word die aanklaer van die broers genoem. So hy het die heeltyd die mens aangekla, want die mens het gesondig, en die loon van die sonde is die dood. Maar wat kom doen Jesus? Jesus kom, en hy kom deur sy liefde, tree hy in dit in, en hy oorwin die bose, die mag, die aanklag, die houvas van die bose. En dis kom die Nuwe Testament sê, ons is met Jesus se bloed gewas, en met sy bloed bedek. Soos die vyand nou na ons kyk, wat sien hy? Nie meer die sonde, die doelmis nie. Hy sien ons in Christus, bedek met Jesus se bloed. Ons gaan Paasnaweek daaroor praat, die lewe van die bloed. Dis wat hy sien. Kan niks teen ons sê nie. Want ons is nou in Christus. En dis wat God se liefde kom doen, terwyl die mens in sy hopeloosste, doelloosste, verlorendste, ek weet nie watter woorde om nog te vind, terwyl ons in daai toestand is, kom hy met sy liefde, en hy oorwin met sy liefde. Hy oorwin die mag van die bose. Dis baie meer as net, daar's 'n God wat kwaad is, en ek wil my straf op iemand uitsorteer. Nee. Die boodskap van die kruis is, hy kom oorwin met sy liefde. Hy het so lief, dat hy die mag wat verstaan ons dit? Dat hy die mag wat die bose, die houvas wat dit op ons gehad het, dat hy dit kom oorwin. Dis die boodskap van die kruis. En dis wat Jesus hier sê. Jesus sê, dit is hoe my gesag lyk. Dis hoe my liefde lyk. As julle my so kan lief, as julle mekaar so kan lief hê, as julle hierdie pad met mekaar kan stap, die pad van liefde wat die dood oorwin, die pad van liefde wat die kwaad oorwin, die pad van liefde wat herstel, wat die vermoë het om dinge reg te maak en dit regtig reg te maak. Dis die pad wat Jesus gestap het met ons om dinge regtig reg te maak. Daar's 'n gediggie wat ons ken in Doxadeia, wat ons baie sê, julle ken hom al, okay, gaan ons. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. Dis evangelie daai. Die mens,
Die mens was gemaak vir God se heerlikheid vir doel. Daai doel breek as gevolg van die mens se keuse. Dis 'n verlore, hopelose toestand. Wat doen God? Hy kom oorwin daai toestand. Met die kruis, met sy opstanding. Dis die boodskap van die nagmaal. Dis die boodskap, die kernboodskap van die evangelie. Ons gebruik in ons eie taal, gebruik ons slogans soos liefde wen, liefde oorwin. Waar kry ons dit? Ons kry dit in die evangelie. Dis hoe ons dit gesien het. Uit die evangelie het mense 'n pad met mense begin stap. En begin ons stories vertel van die pad van liefde waar liefde regtig oorwin het. Dis waar ons die slogan vandaan kry. Okay, gou terug na ons tema toe. Inwording, terug na ons jaartema. We are known by his love. Inwording. Ons word al hoe meer die liefde van Christus in ons, want dis 'n krag. Dis God se plan, dis God se manier om dit te weerspieël en uit te leef. En daarom sê ons, our message is the kingdom of God, but our method is love. Ons boodskap is die koninkryk van God, want die koninkryk van God is heerlikheid. Hoe het die koninkryk van God na ons toe gekom deur sy liefde? Daarom sê Jesus, julle moet mekaar ook so lief hê. Dis hoe die koninkryk sal kom. Nou, inwording is 'n proses, het ons gesê. Dit is 'n groeiproses. Dis nie iets wat net oornag gebeur nie. Nou, ek wil net gou hier aanhaak. Ek weet, ons by die begin van die reeks is dit altyd so. Ons vat net eers 'n klomp goed en dan gaan ons. Okay. So in ons gemeente, in ons groepe is ons hierdie jaar besig met die briewe aan die Korintiërs. Nou net gou vinnig oor die Korintiërs. Die Korintiërs was 'n gemeente, as jy dit gaan lees, 'n baie invloedryke gemeente daar in die stad van Korinte. As jy gaan lees wat Paulus vir hulle skryf, dan begin die brief met, hy noem hulle geroepe geheiligdes. Geheiligdes, anders eenkant gesit, geroep deur God. Om wat te doen? Om daar in Korinte, 'n Romeinse kolonie, die koninkryk van God te vestig. Maar hierdie gemeente is heel van die pad af. Daar's 'n klomp goed aan die gang. Daar is immoraliteit. Hulle sleep mekaar hof toe. Hulle beklei. Sla by die stiefma. Daar's 'n klomp goed wat aan die gang is. Hulle dien afgode. Erger is dit, by die nagmaal sit die rykes eenkant en eet. En worry nie oor die armes nie. Ons het in hierdie reeks gesê, of in die begin van ons Korintiërs reeks, hoe het ons daar gekom, dat ons die Here aanbid, maar ek worry nie oor die ou langs my nie. Dis wat in die Korintiërs gemeente gebeur het. Nie saak met die ou langs my nie, maar die groot gebod is, wees lief soos ek lief gehad het. En die Korintiërs gemeente, dan sê die een, nee, weet jy, ek profeteer, dis beter. Die ander sê, nee, ek bid vir mense, dan raak hulle gesond. Nee, dis beter. Nee, jy weet, as ek in 'n plek instap, dan weet ek net goed, ek het 'n woord van kennis, dit verander mense se lewens. En Paulus praat met hulle oor al hierdie goed in hoofstuk 12, en dan kom hy by die laaste vers, voordat hy na 1 Korintiërs 13 toe gaan, wat ons almal ken, 'n gedig oor die liefde. Hoor wat sê hy? Hy sê, julle lê julle toe op die belangriker gawes. Wat se gawe is die belangrikste? Maar ek wys julle die heel beste weg. Ek dink is die Nuwe Lewende Vertaling sê, hy sê, kom ek wys julle eintlik, Korintiërs, kom ek wys julle eintlik waar die geheim lê. Want onthou Korintiërs, julle is geroep om 'n eklesia te wees. Our message is the kingdom. Our method is love. Maar julle is besig om dit te mis. So kom ek wys julle die uitnemender weg, die beste weg, die Engels sê the more excellent way. Okay, ek beloof die laaste los ding wat ek ingooi. Okay, as ek en jy elke dag stap en ons beweeg, het ons 3 goed nodig om veilig te kan beweeg, anders te gaan jy dalk val of seer kry. So daai 3 goed is, jy het 'n waarneming nodig van lengte, hoogte en diepte. Kom ek gee gou vir jou 'n voorbeeld. As daar iets nou lekker nie met my oë of met my brein is nie, en ek kan nie diepte skat nie, dan gaan ek dink hierdie ding is dalk verder as wat hy regtig is en ek gaan hom omloop. So ons het 'n waarneming nodig van lengte, breedte en diepte. Nou hoor gou hoe incredible is die skrif. Ons het al baie gepraat hierdie jaar. Ons het gesê, God se liefde het gekom om dinge reg te maak. Sy geliefde bestaan uit genade en waarheid. Nou praat Paulus met ons oor hierdie pad, die uitnemender weg. En dan bid hy vir ons in Efesiërs 3. En raai wat doen hy?
Hy gebruik dimensies, die woorde van dimensies. Hy sê, ek bid dat julle hierdie dimensies, lengte, hoogte, breedte, diepte, dat julle die omvang, alles, wat is God se liefde, dat julle alles dit gaan ontdek, sodat julle veilig op hierdie pad kan bly. Ons kan sê, sodat julle geanker op hierdie pad bly, dat julle nie weer 'n ander pad kies nie, nie 'n ander metode kies nie. Our message is the kingdom, our method is love. Hy praat hier met kinders van die Here, mense wat tot geloof gekom het. Hoor wat sê hy? Sodat julle volledig, onthou dis 'n gebed, in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom. Party vertaling sê dat julle dit sal begryp, dat julle tot insig sal kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan. Hoekom is nou my woorde, né? Kom maar. Sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Paulus bid dat ons die volheid van God se liefde sal leer ken. Wanneer ons al die dimensies, en dis hoekom ons gesê het, wel, 'n jaar oor God se liefde praat, ja, dit gaan te kort wees. Dat ons al die dimensies van God se liefde sal verstaan, sodat ons op hierdie pad geanker sal bly, dat ons nie weer iets anders gaan probeer nie, dat ons nie weer iets anders gaan kies, wanneer ons sien, wow, hierdie is 'n tawwe situasie, wow, hierdie is moeilik, terwyl ek vir hierdie woord voorberei, onthou die Heilige Gees condemn ons nie. Hy veroordeel ons nie. Maar Johannes 16 sê, die Heilige Gees het gekom, hy oortuig ons van sonde, doelmis, dis wat sonde beteken, geregtigheid en oordeel, nie veroordeling nie, om 'n situasie te oordeel en dit reg te maak. Terwyl ek met hierdie woord in my hart werk, dan dink ek, Here, ek moet baie groei. Ek moet baie verander. Ek moet baie volwasse word tot die volheid van goed, want uit my eie lewe uit kan ek die goedjies so gaan roep, wat ek sê, wow, op hierdie pad van liefde, ek het weer iets anders probeer. Ek moet weer terugkom, ek het weer iets anders gedraai. Ek het 'n situasie gehad, ek het gesê, oh, I've missed it. Ek het dit gemis, ek het weer 'n ander pad gekies, as die pad van die liefde. So Paulus praat met ons, hy sê dis 'n pad, hy sê dis 'n pad waarop ons geanker moet bly, ons moet die dimensies van God leer ken. Okay, nou hier is vandag se preek nou eers eintlik. Okay, gaan ons. Okay, so ek wil vandag vir jou 3 dimensies gee, 3 kernwaarhede wat eenvoudig is om te verstaan, maar wanneer ons die woord hoor, Paulus sê die geloof kom deur die woord van God en die woord kom deur die gehoor. So wanneer ons die woord hoor, so kom Jesus gesê het, julle gaan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit my mond uitgaan. Wanneer ons die woord hoor, dan word die skrif, die woord, word lewe, dit word rema binne in my. En dis waar hierdie woord vanoggend gaan. Dat ons sê, Here, the known by his love, the method is love, vir u koninkryk om te kom, dan het ons nodig om hierdie vas te maak. Okay, so die eerste kernwaarheid, die eerste dimensie kom uit Lukas 10 uit. So wat gebeur hier? Toe Jesus het 12 disippels gehad, later sien ons hy 72 disippels gehad. Nou praat hy met hierdie disippels, nou sê hy vir hulle, daar gaan julle, ek gaan julle nou stuur, julle gaan nou na al die dorpe toe, en julle gaan die evangelie van die koninkryk, die wonder van die koninkryk van God, die lewe wat daarin is, die herstel, die heerlikheid, alles, julle gaan hierdie evangelie nou gaan verkondig. So ek dink, hulle was so excited, en dis hoekom die disippels apostels geword het. Disipel beteken volgeling, apostel beteken gestuurdes. En hier word hulle nou gestuur, so ek dink hulle was so excited, ek dink hulle het baie spesiaal gevoel, want Jesus sê nog so tussenin, sê ek gaan julle nou stuur, want die oes is groot en die arbeiders is min. So hulle moes seker gevoel het, we are the chosen few. Die volgende oomblik, bomskok, hoor wat sê Jesus vir hulle, net so een versie, Lukas 10 vers 3, hy sê, gaan nou, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe. Ek dink hulle moet dit in hulle skoene gesak. Nee, Here, dit is verkeerd om, het jy nie verkeerd gesê nie. Dis gaan soos wolwe tussen die lammers in. Hy sê nee, soos lammers tussen die wolwe in. En wat sê Jesus hier vir hulle? Hy sê die kultuur van die koninkryk, die manier van koninkryk. Onthou, dis hoekom die Jode Jesus gemis het as hulle Messias, as hulle saligmaker, want hulle het iemand verwag wat gaan kom en met 'n army die Romeine platvee. Toe doen hy dit op 'n ander manier.
Hy sê vir hulle, hier is die koninkryk se kultuur, is 'n kultuur wat anders is as die wêreld. En Jesus gebruik 'n metafoor om te sê, dis so anders soos 'n lam en 'n wolf. 'n Wolf se instink is sy prooi. Sy instink is om te verslind, te gryp. Geweld, sy instink is om dood te maak vir myself. En die beeld is so goed in daai tyd. Ons het nie 'n idee nie. Ons dink ons leef in 'n moeilike wêreld. Die Romeinse kultuur was wreed geweest. Ons was 'n paar jare terug, daar in Rome, dan is dit nou van hulle wat daar nou nog die pakke aan het met hulle swaarde. Man, jy is sommer nou vir hulle bang. Okay, dink hoe was dit in daai tyd? Dit is 'n wrede kultuur gewees. Daar was geen genade nie. En dis wat die wêreld van daai tyd geken het. Ons wêreld is nie so erg soos daai tyd nie, maar nog steeds vandag. Ons dink, die wêreld se mag is, ons sien nou wat rondom ons aangaan in die wêreld. Hoe maak ons goed reg? Gooi die bomme. Skiet die missiele. Verwoes, mag. Dis hoe ons dinge probeer regmaak. En dis wat Jesus hier sê, die wêreld het 'n wolfkultuur. Die koninkryk van God het 'n lamkultuur. Dink aan die kruis. Dink aan die kruis. Wat het Jesus hier gedoen? Hy was besig om sy volgelinge te leer hierdie dimensie van liefde. As jy hierdie dimensie kan embrace, gaan jy op hierdie pad bly. Hy was besig om sy volgelinge te bemoedig sodat hulle op hierdie pad kan bly. So wat het Jesus gesê? Hy het gesê, ja, daar is wolwe. Daar is dinge wat teen die koninkryk van God kom, maar julle gaan met die grootste bewys, die bewys van die kruis wat die bose op 'n ander manier oorwin het as wat julle verwag het. Terwyl ons in ons span daaroor praat, sê ons die volgende. Nou hierdie is 'n groot shift. Onthou die koninkryk, Jesus het gesê die tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom, dis hier. Jesus het gekom om die koninkryk van God te begin. Hierdie is 'n groot oortuiging wat jy moet vasmaak in jou lewe. Op die span praat ons daaroor. Toe sê ons met ander woorde, dit mag dalk nie so lyk nie, maar dis wat Christus kom doen het. We don't live in wolf country anymore, we live in lamb country. Al lyk dit nie partykeer so nie. Maar dis juis wat die woord ons nooi om te verstaan, die krag van die koninkryk. Hoor gou Hebreërs, laas jaar baie in Hebreërs gepraat. Hebreërs sê, praat oor Jesus wat mens geword het, vlees geword het, Hebreërs 2:14, sodat hy deur sy dood, die een wat die mag oor die dood het, dit maak nie sin nie, sodat hy deur sy dood, die een wat die mag oor die dood het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. Maar dit gedoen op 'n ander manier. En dis hierdie manier van die lam wat herstel. Dis die pad waarop ons genooi word om te geanker te bly, veilig te beweeg. Hoor wat skryf Paulus? Ek staan maar net verstom oor die inhoud van die skrif. Paulus sê in 1 Korintiërs 1. Hy sê, onthou hy het gekom met die boodskap, toe hy aan die Korintiërs skryf, weer met die boodskap van die gekruisigde Jesus, die gekruisigde Christus. Nou sê hy, die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Vir die wat dit nie glo nie, is dit dwaasheid. Maar vir ons wat verlos word, ons wat glo, is dit die krag van God. Ek wonder hoeveel mense, ek dink seker uit die aard van die saak, die meeste wat daar by die kruisiging was, het daar gestaan, gedink, Here, het incredible goed gesê, het incredible goed gedoen, maar nou, as u nou van die kruis gaan afkom, en almal platvee, dan gaan ons weet, ons kan glo. En daar sterf Jesus en hy roep het uit, tetelestai, dis volbring, die voorhangsel skeur, die mag van die bose is oorwin. Die bloed van Jesus vloei, was ons, bedek ons. It's different, dis anders. Ek sê in die week vir Gerard, waar by Hartland Campus is, ek sê, elke Paasnaweek, stoei ek met hierdie. Sê, hoe kan ek dit vir die mense beter verduidelik? Hoe kan ek dit beter maak? En ons praat en ons sê, 'n groot deel van hierdie is wat Paulus sê in 1 Korintiërs 12:3. Hy sê, niemand kan sê, hy is Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. It's a mystery. It is a mystery, maar daar's 'n Heilige Gees wat kom en hierdie vir ons oopbreek en dit vir ons wakker maak. Hoekom is dit so belangrik dat jy hierdie vasmaak in jou lewe? Want ek en jy gaan hierdie pad stap. En nou, soos ek nou nog gesê het, my eie lewe, kan ek die voorbeelde so gaan uit, dan sê, nee, hierdie lammer manier, it doesn't work. Dit werk nie. Dit werk nie. Ek probeer maar weer iets anders. Die wolf manier lyk makliker, vinniger. Hy lyk vinniger ook.
Tweede ding wat ons in ons lewe moet vasmaak, tweede dimensie, is nuwe skepping. Ek gaan vinnig deur die twee gaan, so moenie worry nie hoor. Tweede dimensie, hoor gou wat skryf Paulus in die tweede brief van Korinters. Hy sê, want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So asof Paulus sommer so uit mix twee goed. Hy is so 'n bietjie by die skepping, daar het God mos gesê, laat daar lig wees. So hy is daar en dan is hy by ons. So wat doen Paulus hier? Wat sê Paulus hier? Hy sê God wat geskep het in die begin is nou weer besig om te skep. Wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5? As iemand eers in Christus is, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Hy's 'n nuwe skepsel, hy's 'n nuwe skepping. Alles het nuut geword. Wanneer God hierdie werk doen, die werk van die kruis, dan is dit nuwe skepping. Nuwe skepping het begin. Hoekom is hierdie so belangrik in my en jou lewe? Toe Christus gesterf het, het hy ons ingesluit en daar het 'n einde gekom aan die ou manier van leef. Onthou, ons raak, as ek dit so mag stel, ons raak amper gewoond aan die boodskap van die evangelie. Gewoond aan die boodskap van die kruis. Vir daai mense, daar was 'n verwagting, daar was 'n hoop op 'n Messias wat sal kom en dinge sal verander in die koninkryk. Dis wat die Jode verwag het. Hulle het die koninkryk van God op aarde verwag, wat dinge gaan kom regmaak. So hulle het geleef met hierdie verwagting, maar buiten vir dit was dit eintlik hopeloos en doelloos as gevolg van die sondeval. En toe Christus sterf, toe sluit hy ons in by hom. En die ou mens, die ou hopelose, daar's geen toekoms nie, die mag van sonde heers, kom tot 'n einde. Toe hy opstaan uit die dood uit, toe sluit hy ons in by 'n nuwe manier van mens wees. En dis wat Paulus hier sê, hy het weer geskyn. Daar was weer lig, daar was weer verligting van die kennis van die heerlikheid, die doxa van Deo, die heerlikheid van God. Daar was 'n openbaring van dit in die aangesig van Jesus. Dis wat die kruisiging moontlik gemaak het. Ons weer verbind met God. Ons is weer in die troonkamer. Geen veroordeling nie. Ons is verbind aan hom. En dis 'n dimensie wat ek en jy moet verstaan. Hoekom is ek hier? Ek gaan dit nou vanoggend so plain sê as wat ek kan. Hoekom is Nagel Meiburg op 8 Maart 2026 hier in Mosselbaai, 50 jaar oud? Hoekom leef ek nog? Hoekom haal ek asem? Is nuwe skepping, God roep my. Korintiërs, geroepe geheiliges, Nagel geroepe geheilige, om die koninkryk van God te sien kom. Ek gaan op hierdie pad stap, soos 'n lammer, en daar gaan partykeer goed wees, wat hy sê, ek weet nie of ek hierdie glo nie. Ek weet nie of ek glo, die storie van die Bybel, waar eindig die Bybel? Openbaring 21, behold, kyk, ek maak alles nuut, I'm making all things new. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het die ou bedeling geëindig, 'n nuwe begin, die koninkryk van God het begin. Waar eindig ons storie? Dis hoekom ons hoop het, hy gaan alles nuut maak. Alles nuut, geen dood, geen trane, geen seer, geen pyn, geen verhoudingsbreek, niks, nuut. Dis waartoe God met ons op pad is. As jy dit nie glo nie, as jy hierdie dimensie nie glo nie, gaan jy sukkel met jou pad. Jy gaan sukkel, want jy gaan oor elke ding struikel. Maar nou het ek 'n nuwe bril op. Ek weet waarvan het God my deel gemaak. Ons gaan vandag mense doop. Paulus sê dit duidelik. As ons mense doop, word hulle in die liggaam ingedoop, in die ekklesia. Die ekklesia is 'n woord wat die Romeine goed geken het, Romeinse kultuur. En nou gebruik Jesus daai woord. Hy sê, nou vestig julle die koninkrykskultuur hier op aarde. Jy gaan sukkel om deel te wees van die ekklesia as jy nie verstaan waarmee is God besig nie. Die derde ding, as ons klaar. Die derde ding, sluit Paulus die tweede brief af. Iemand het my tussen die twee dienste kom sê, nee, dis vers 14. 2 Korintiërs 13 vers 14, maar dis in die Engels vers 14, hoor. In die Afrikaans is dit vers 13. Hoor, gou sluit hy af. Ons ken dit baie goed. Ek sien mense tik aan mekaar. Dis goed, ons leer iets. Okay, ons ken hierdie baie goed. Dis so mooi as ons dit doen, né? Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees mag dit met julle almal wees.
Dis hoe hy afsluit. Wat sê Paulus? Hy som, hy vat hy stamp en hy eindig net daai brief weer so. Hy sê, hier is die punt, dis 3 goed in 1. Dis die liefde van God. Hoe het ons die liefde van God leer ken? Daar was nog nooit 'n God in daai wêreld of ooit daarna wat 'n mens geword het nie. Hulle was net almal daar op die berge en hulle het net geweet van hulle het beelde van hulle gemaak, maar hulle het hulle nooit gesien nie. Maar hierdie God, hy het so lief. Hy het so lief, hy het so genadig dat hy 'n mens word. Ek kan amper sê wraggies. 'n mens word, hy kry 'n gesig, hy kry 'n naam. Dis wat Paulus sê, hy sê, en Johannes sê dit ook, ons het die heerlikheid van die Vader aanskou. Johannes, die heerlikheid soos die van die enige gebore seun van God. Mense wat saam met Jesus geleef het dit gesien. Die heerlikheid van God gesien, hy het 'n gesig, hy het 'n naam gekry, en dis kry die skrif is, daarom het Jesus gesê, as julle my gesien het, julle die Vader gesien. Hulle het hom gesien. Dis soos die liefde van God leer ken het, die liefde was so groot dat hy 'n mens geword het, hy het sy genade het na ons toe gekom, hy het sy heerlikheid met ons kom deel, hy is aan ons kant, hy is nie teen ons, hy is vir ons, hy het sy koninkryk kom aankondig, hy het so lief, dat hy die prys betaal het om die mag van die bose, die aanklag, die houvas van die bose te verbreek. En nou sê Paulus, die gemeenskap van die Heilige Gees, ook 'n woord wat ons baie hier gebruik, Griekse woord koinonia, fellowship and partnership. Is dit nie amazing nie? Dink gou daaraan. Nog iets waarmee hierdie breintjie sukkel. Die Gees van God. Wie is die Heilige Gees? Die Gees van God. Hy het my so skoon gewas met sy bloed. Al dink ek het nie partykeer oor my eie lewe nie. Maar hy het my so skoon gewas dat sy Gees nou binne in my kan woon. Dis hoe skoon jy is. Die Gees van God binne in jou. En dis wat hy sê, die gemeenskap van die Heilige Gees met julle, the fellowship, the partnership. Dis kom ek jou vanoggend wil vra, skeep alles in jou lewe af, behalwe jou verhouding met die Heilige Gees. Dis 'n fellowship, dis 'n partnership. Hier gaan julle, kyk, gaan nou. Lammers. Maak dit vas in jou lewe. Waarmee is hierdie lammers besig? Laat die koninkryk kom. Ons sit in die hemelse kring. Here, laat die koninkryk kom, soos in die hemels op die aarde. Daar waar dit so stikkend is, daar waar dit so gebreek is, daar waar dit so moeg is, daar waar dit so verlore is, daar waar die bomme val. Laat die koninkryk kom. Dankie, Here. Fellowship, partnership. Heilige Gees, wat sê U? Wat doen U? Heilige Gees, ek is moeg. Kom terug, ek bekragtig jou, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle gaan my getuies wees, julle gaan my lammers wees. Ons verhouding met die Heilige Gees, hierdie inwording, hierdie pad, ek word dit, is nie net my eie effort nie, dit is ook jou effort. Ons is medewerkers van God. Filippense dink, waar is dit? 2 sê, work out your, Efesiërs 2, ek is nou deur mekaar. Work out your salvation. Hierdie salvation wat jy ontvang het, work it out. Dis inspanning. Dis inspanning. Maar dis saam met die Heilige Gees. Hy doen iets, I don't know, ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar hy doen dit. Hy bemagtig jou. Kom ons sluit ons oë. Here, vanoggend bid ek sommer net as die leier van hierdie gemeente. My doel vanoggend is nie om 'n mooi preek te preek nie. Ons kan baie mooi preke preek. Die doel is dat ons hierdie verstaan. As U ons roep, as 'n gemeente saam met ander gemeentes, as U ons roep, Here, as 'n eklesia, as U ons roep as individue wat leef met laat die koninkryk kom, dan weet ons daar is 'n manier. Dis die manier van Jesus. En Here, ons wil U ook vra in hierdie tyd wat kom, in hierdie jaar wat kom, leer ons. Vir elkeen van ons gaan dit in spesifieke omstandighede, spesifieke goed beteken. Hoe om dit vas te maak, dat U wil nuut maak. U wil my daar instuur, nie soos 'n wolf nie, maar soos 'n lammer. En hoe dit is om te leef vanuit die bekragtiging van die Gees. Paulus skryf dit ook in Romeine 5 vers 5, hy sê die hoop beskaam nie.
Hoekom nie? Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. 'n Liefde met al hierdie dimensies. Dis U wat dit doen, Here, dis U wat ons bemagtig. Dis U wat ons bekragtig. Voordat ons volgende nagmaal gaan gebruik, net sommer so terwyl jou oë toe is, daar 2 goed wat ek vanoggend net met jou wil deel. Die eerste een is net om te sê, Here, maak hierdie woord vas in my lewe. Inwording. Hoe gaan dit met die inwording van die liefde van God binne in my? Dankie dat U nie veroordeel nie, maar dat U ons belyn, ons regtrek, ons nooi, ons wys. Dankie dat ons volgend die aangesig van Jesus kan sien, die lewe van Jesus. Ons het dit gesê in die vorige reeks, as jy wil weet, hoe lyk die liefde van Jesus, lees die 4 evangelies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, lees dit, is 'n storie, lees dit. Dankie Here dat U ook volgens die liefde in ons harte uitstort. Dit vat my na die tweede ding. Toe vanoggend wil ek jou vra, jou nooi en sê, Here, waar wil U my gebruik met hierdie dimensies van die liefde? Waar's daar goed in my lewe wat ek weet, as ek moet eerlik wees en ek kyk na dit, dan sien ek gaan daar om met daai goed soos 'n wolf. But it doesn't fix anything. It does not bring your kingdom. Ek wil dit neerlê vanoggend. Ek wil sê, Here, U wil goed regtig regmaak. Saam met dit, dankie Here vanoggend vir U woord, dat my oortuig waarmee U besig is. U is besig om goed nuut te maak, al lyk dit nie so nie. Maar U koninkryk se volmaakte koms is gewaarborg. Jesus kom weer. Sy koninkryk kom. En dit het reeds begin. Sy koninkryk kom wanneer iemand wat stikkend is, heel word. Sy koninkryk kom wanneer 'n huwelik wat sukkel, genees. Sy koninkryk kom wanneer ons die geestelike skerp vat en die onvergewensgesindheid en die bitterheid afknip en ons raak vry. Sy koninkryk kom wanneer ek na my verlede kyk en sê, oh my Lord, Here, wat het ek aangevang? En wanneer hy kom en hy was met sy bloed. Sy koninkryk kom wanneer jy wat emosioneel dood was, lewendig word. Omdat jy weer gebore word, soos wat Jesus vir Nikodemus sê. Sy koninkryk kom. Sy koninkryk kom wanneer daar versoening is. Sy koninkryk kom wanneer ons as die Ekklesia in 'n skool ingaan en gaan help. En sê hierdie dinge, hierdie wolwe wat teen die koninkryk van God is, wat mense en kinders se lewens vernietig, dit stop. Sy koninkryk kom. Dit het begin. Ek sê, Here, ons glo dit. Ons glo dit, ons sien dit. Ons het soveel stories van dit. Dankie dat ons dit volgende weer vas kan maak. En dan die laaste ding. Dankie Here dat U my nou weer vul met die Gees, sodat ek hierdie pad kan stap. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ons gaan vanoggend deelneem aan die nagmaal. Ek dink ek het genoeg gesê oor dit. Die nagmaal, die bewys, die liefde, die lammer manier. Dit werk. Dit werk. Jy is baie welkom. Hier voor is 'n tafel, aan die kant is 'n tafel, kry vir jou van die elemente en dan kan jy besluit hoe jy dit wil gebruik op jou eie tyd. Miskien wil jy iets vasmaak in jou eie lewe, miskien wil jy saam met jou familie. Baie dankie, ons gaan tyd gee vir dit. Bless you.